Daar sê, jy is opgeroep vir meer, prys die naam van die Here. Ek is hier in die berge en ek is so opgewonde om met jou iets te deel. Jy is opgeroep vir meer. En weet julle wat, ons kan altyd kyk na die natuur en ons kan sien, jy weet hoe groot en hoe magtig ons Here is. Ek wil net vanmôre vir jou sê, ek is nie heeltemal seker in watse toestand jy jouself bevind nie. Ek weet nie, is jy dalk siek, is jy dalk moeg, is jy dalk op 'n plek waar jy voel, Here, ek kan nie meer nie. En ek voel net vanmôre, ons het nou hier in die Kaap het ons 'n paar koue en nat weer gehad en ek vat hierdie kans, ek sê, Here, kyk hoe mooi is dit hier rondom ons, kyk hoe mooi het die Here die berge gemaak en die see gemaak. En ek wil vir jou sê, weet verseker dat Jesus Christus die lig in jou lewe is. Wees verseker dat daardie naam, Jesus Christus, vir jou 'n toevlug is. En ek wil net vir jou vanmôre sê, jy weet, ons hier in die Kaap, het is lekker koud, ek weet ook sommer daar waar jy is dit seker ook baie koud, en ons vertrou regtig die Here vir 'n magtige uitstorting van sy Heilige Gees. Nou ek wil vanmôre vir jou sê, Jesus leef, halleluja, en hy leef tot in alle ewigheid. En ek wil vanmôre vir jou sê, hierdie is 'n nuwe dag, die Here het hierdie dag gemaak, en as jy gesond is vandag, as jy kan eet, as jy op 'n plek is waar jy kan klere aantrek, wil ek vir jou sê dat jy baie bevoorreg is, bo so baie mense. Ek raak vanoggend wakker, en die Here sê vir my, Patrick, sê vir die mense, dat ek is die weg, ek is die waarheid, en ek is die lewe. Die Here kom in Johannes 14 vers 6, en hy sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. En ek wil vandag vir jou sê, ek weet nie wat die situasie jy is nie. Ek weet nie waar jy jouself bevind nie. Ja, ons is opgeroep vir meer, maar ek voel vanmôre, halleluja, om net iemand te bemoedig. Moenie opgee nie. Jesus Christus leef tot in alle ewigheid. En ons kan opgewonde wees vanmôre om te weet, halleluja, volgens die woord van die Here, Johannes 3 vers 17 sê, want die Seun van die mens het nie gekom om die wêreld te verdoem nie, maar om die wêreld te red. En ek wil vanmôre vir jou sê, daardie soete naam, naamlik Jesus Christus, hy is 'n toevlug vanmôre vir jou. En ek wil vir jou sê, jy is vanmôre op geroep vir meer. En ek is so dankbaar die son skyn vanmôre. Ons het 'n paar nat dae gehad, 'n paar dae gehad waar dit regtig koud was. En ja, die grade is hier vandag seker 6 of 7. Maar ek wil vir jou sê dat Jesus ons verlosser is. En ek wil graag 'n woord deel met jou. Jy weet, in my lewe het ek al gesien hoe God werk. Ek het wonderwerke gesien. Ek het gesien hoe God mense gesond maak. Ek het gesien hoe God mense lewendig maak. Ek het gesien hoe God, jy weet, wonderlike dinge doen. En met my ore het ek die woord van die Here gehoor, en in my gees het ek ervaar, jy weet, hoe die Heilige Gees met my praat. Maar ek wil vir jou sê, jy moet vanmôre, moet jy vashou aan Jesus Christus, want ek hoor die woord van die Here vanmôre, en sy woord sê, die beste lê nog voor. Ja, jy is opgeroep vir meer, maar ek wil vanmôre vir jou sê, dat hierdie God wat ek dien, hierdie God wat jy dien, is soveel meer in staat om te kan doen, as wat ons kan dink, wat ons kan droom, wat ons kan hoor. Ek wil vanmôre vir jou bemoedig. Ek weet nie of jy dalk in 'n siekbed lê nie. Ek weet nie of jy vanmôre nie kos in jou huis het nie. Ek weet nie of jy vanmôre dalk mismoedig is nie, maar ek het 'n woord vir jou vanmôre, en daardie woord is dat Jesus Christus jou lig is. En weet julle wat, ons het 'n paar oggende gehad, wat, dit is 8:00 die oggend, maar is nog pikdonker buite. En jy weet, wanneer die son se strale uitkom, jy weet, en dit gooi lig, soos wat dit hier op hierdie stuk aarde lig gooi, dan kan ons net dankbaar wees en sê, Here, baie dankie vir wat U gedoen het, baie dankie, Here, vir die mooi stuk aarde wat U ons gegee het. Maar ja, terug te kom na God se woord toe, ek voel baie sterk in my gees, jy weet, die woord van die Here kom in Jesaja 59,
En hy sê, die hand van die Here, of sal ek sê die arm van die Here, is nie te kort om ons te help nie. Sy oor is nie te toe om te hoor na ons hulpgeroep nie. Maar die woord gaan verder en hy sê, maar dit is julle sonde wat skeiding gemaak het tussen jou en die Here. Dit is julle ongeregtigheid. Dit is julle dade wat evil is, as ek het nou so kan stel, wat skeiding gemaak het tussen julle en die Here. En die woord gaan verder en hy sê, dis hoekom God homself nie aan ons steur nie. Dis hoekom hy nie luister wanneer ons roep na die Here nie. En ek wil vanmôre vir jou sê, ons kan baie keer daardie skrif vat, en ons kan sê, yes Here, maar nou is ek verdoem. Daar is nie meer vir my 'n toevlug nie, daar is nie meer vir my op hierdie stadium enige oplossing nie. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, daardie skrif van sonde is 'n skrif wat waaragtig jy weet, ons op 'n plek kry waar ons absoluut kan voel, maar die Here het ons verlaat. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, dat daar skrif is in Efesiërs 2 vers 13, en daardie skrif sê die volgende, hy sê, omdat ons een in Christus is, vir ons wat een in Christus is, vir ek en vir jy, vanmôre, wat een in Christus is, wat eens op 'n tyd, was ek en jy ver van die Here af, eens op 'n tyd, het ons in die wêreld gelewe, en ons was op 'n plek waar ons gedink het, jy weet, die Here is nie meer met ons nie. Die woord sê, dat ons nou nader gebring is aan die Here, deur die kruisdood van Jesus Christus. En ek wil vir jou sê, daar's vanmôre goeie nuus. En weet jy wat is daardie goeie nuus? Dat Jesus Christus red nog steeds. En ek wil vanmôre vir jou sê, dat ek baie dankbaar is. Jy weet, ek is baie dankbaar dat daar soveel mense in my lewe is. Jy weet, wanneer ek stikkend is, en wanneer ek nie meer kan aangaan nie, dan weet ek vanmôre dat, jy weet, die Here met my is. En ek wil vanmôre vir jou sê, dat Jesus Christus die Here is. En ek wil vanmôre vir jou sê, maak nie saak wat voor in jou pad lê nie, die Here sal nog steeds vir jou deurkom. Die Heilige Gees herinner my aan 'n skrif in 1 Korintiërs 1 vers 18, en hy sê dit so mooi, hy sê die boodskap van die kruis, die boodskap van Jesus Christus, mag dalk dwaasheid wees vir die mense wat verlore gaan. Hy sê, maar hierdie boodskap, hierdie selfde boodskap wat onsin is vir mense wat verlore gaan, daardie boodskap is die redding, is die krag vir hulle wat geregtigheid in die Here is. Dit is die krag, en ek en jy is absoluut op 'n plek waar ons kan weet, Here, al is ek nie goed genoeg nie. Here, al lyk my lewe donker. Here, al ervaar ek die afgelope week net 'n stryd, weet ek, Here, soos wat hierdie son uitkom vanmôre, weet ek, Here, dat U sal my nooit ooit los nie. Weet julle, die Gees van die Here herinner my nou ook in 'n skrif. Hy sê, Romeine, ek dink is 5 vers 8 of 9, sê die woord dat, terwyl ek en jy sondaars was, het die Here Jesus Christus vir ons gesterwe. En ek wil vanmôre vir jou sê, dat ons dien 'n asemrowende en 'n heilige God, wat regtig, ek kan vanmôre vir jou sê, sy hart brand om uit te reik na jou vanmôre. En ek dink baie keer is ons is baie ongeduldig, jy weet, om te wag op die Here, terwyl die woord sê, dat geen oog dit gesien het nie, dat geen oor gehoor het nie, wat die Here beplan vir die wat vir hom lief is. En ek wil vanmôre vir jou sê, dat as jy op 'n plek kom waar jy voel, Here, ek kan nie meer aangaan nie, ek bemoedig jou vanmôre, dat die dinge wat jy ervaar het en gesien het, kan nie opgeweeg word teenoor dit wat God aan jou gaan openbaar nie. En ek wil vanmôre vir jou sê, as jy voel op 'n plek dat jy selfmoord wil pleeg, as jy voel op 'n plek dat jy wil jou lewe eindig, wil ek hier met my kontak, dat ek saam met jou kan bid, want weet jy wat, ek en jy was nooit gemaak
om alleen die pad van die Here te stap nie. Ek en jy is nooit gemaak om alleen hierdie pad te stap nie. En ek wil vanmôre vir jou sê, dat Jesus verskriklik baie lief is vir jou. Julle weet in my lewe het ek baie hartseer ervaar. Maar weet julle wat? Die Here is so getrou. As hy 'n woord oor jou lewe gespreek het, wil ek vanmôre vir jou sê, hou vas aan daardie woord met jou hele hart. Maak nie saak hoe moeilik dit is nie, maak nie saak in watter situasie jy is nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, dat Jesus Christus nog steeds red, dat Jesus Christus nog steeds die antwoord het. Die woord van die Here is so kragtig en so mooi. Hy kom eintlik in die boek van Efesiërs en hy sê, dat ek en jy wat in Christus is, dat ons geestelike gawes ontvang van die Here, wat in die hemele is, en daardie geestelike gawes gaan definitief gepaard met alles wat ek en jy nodig het, in Christus, in hierdie lewe, in die volgende lewe, en in watter tyd ons ook al mag weet, die Here het ons, en ek wil vanmôre vir jou sê, moenie jou hoop op die mens sit nie. Ja, jy is opgeroep vir meer. En ek het regtig hierdie naweek wat verby is, het ek gesien en ek het so die Here ervaar. Ons was op 'n stuk grond in die Parel en Vlakkeland. En ek wil vanmôre vir jou sê dat Jesus Christus nog die Here is. Ek wil vir jou sê vanmôre dat die Here nog steeds red. Ek wil nog steeds vir jou sê dat die Here 'n asemrowende God is. En terwyl ek hierso sit, wil ek vir jou sê dat mense nog steeds gesond word in die naam van Jesus Christus. Mense sien die krag van die Here en ek wil vanmôre vir jou sê, hou goeie moed, my broer en my suster. Dit maak nie saak in watter situasie jy is nie, maak nie saak in watter omstandighede jy is nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, hou vas aan daardie naam van Jesus Christus, jou verlosser en jou Here. Ek wil vir jou sê, dat daar tyd was in my lewe, my boetie en my sussie, waar ek self my eie lewe wou neem, waar my lewe, die lewe wat die Here my gegee het, baie donker gelyk het. En jy weet, ons laat baie keer toe, dat die duiwel in ons gedagtes kom. Ons laat baie toe, my boetie en my sussie, dat die duiwel in ons gedagtes kom, en ons negatiewe gedagtes gee, en dan kry ons onsself op 'n plek waar ons nie meer wil lewe nie. Nou ek wil vir jou sê, ek het die afgelope tyd met baie mense gepraat, wat hulle lewe wou neem, en ek wil vir jou sê, baie keer in daardie persoon se lewe, is daar nie 'n pastoor, of 'n broer, wat nog nie uitgereik het na hulle nie. Ek dink, mense reik uit baie keer na mense wat wil selfmoord pleeg, en ek wil vanmôre vir jou sê, daar is nog steeds hoop vir jou, en ek kan praat daarvan, jy weet, toe ek in my donkerste tyd was in my lewe, 'n paar jaar terug, het dit regtig vir my gevoel, dat God nie daar is nie. Jy weet, jy kon in hierdie mooi plek gewees het, waar die lig skyn op alles, en alles sou veel donker gevoel het. En dit is die probleem, ek dink, met baie mense, en ek sien dit baie, is dat ons kies om nie die Here te glo nie. Ons kies om nie sy woord te glo nie. En wanneer ek en jy kies om nie sy woord te glo nie, wil ek vanmôre vir jou sê, gaan jy jouself bevind op 'n baie, baie donker plek. My boetie en my sussie, die Here het ons geroep om die lig van die wêreld te wees. Jy weet, terwyl Jesus Christus op die aarde was hy die lig gewees, maar ek wil vir jou sê, die Here het jou uitverkies. Hy het jou uitverkies, hy het jou geroep, hy het jou gesalf met sy Heilige Gees, en ek wil vanmôre vir jou sê, ek sit dalk hier op 'n plek waar ek nog nie gesit het en 'n video maak nie, maar ek wil vir jou sê, dat Jesus is die lig van die wêreld, en die Here het my en jou geroep om die lig van die wêreld te wees. En ek wil jou bemoedig vanmôre, mag dit dalk 'n baie klein en 'n vinnige boodskap wees. Ja, jy is opgeroep vir meer, en ek glo, jy weet, dat ons moet daar wees vir mekaar, en ek wil vanmôre vir jou sê, ek gaan my nommer op die screen sit, en
Ja, party mense noem my pastoor, party noem my evangelist, maar ek is eintlik net Patrick. Jy weet, sonder die kwalifikasies en sonder al daai mooi en pragtige goed, wil ek vir jou sê, geen titel kan jou vrede gee nie. Daar's geen geld in hierdie wêreld wat vir jou die vrede kan gee wat ons Here Jesus Christus vir jou kan gee nie. En ek wil vanmôre vir jou sê, die woord van die Here kom en Jesus praat en hy sê, vrede laat ek vir julle. My vrede laat ek vir julle. Nie die vrede soos die wêreld kan gee nie, maar die vrede wat God alleen kan gee. Nou ek wil vir jou sê, ek het al baie geld in my lewe gehad. Ek het al min geld in my lewe gehad. En die tyd toe ek baie geld gehad het, het ek min vrede gehad. En daar was baie keer wat ek min geld gehad het, waar ek baie vrede gehad het. En ek dink nie die verskil gaan oor die geld nie, die verskil gaan oor my gedagtes. En ek dink dis wat die Here kom doen het. Die Here Jesus het gekom om ons gedagtes te kom verander. Jy weet, wanneer ons kyk na bekering, repentance gaan oor 'n mindshift. Jy weet, ek het die duiwel gevolg, maar ek maak 'n besluit in my gedagtes om die Here nou te volg. En ek dink dis wat die Here kom doen het, is om jou vrede te gee wat alle verstand te bowe gaan. En ek wil vanmôre vir jou sê, geen persoon, geen pastoor, geen evangelis, geen boetie of sussie kan jou die vrede gee wat die Here Jesus Christus vir jou kan gee nie. En ek wil vanmôre wil ek baie graag vir jou sê, moenie opgee nie. Mag dit dalk 'n boodskap wees wat iemand raak vanmôre, mag dit dalk 'n boodskap wees wat iemand raak en sê, maar miskien het die Here my lief. Ja, natuurlik het die Here jou lief. Die ding is, ons weet dit. Ek en jy weet dat Jesus Christus ons lief het. Ek hoop hierdie boodskap bereik iemand vandag. Die Here het jou geroep om die lig van die aarde te wees. Ek en jy is geroep om sout te wees. En weet julle wat, is nie altyd maklik nie. As iemand vir jou sê, kom na die Here toe en die Here gaan jou uitsorteer, jy gaan nie meer probleme hê nie, wil ek vir jou sê, hulle lieg vir jou. As daar 'n profeet was, of as daar 'n pastoor was, of 'n evangelis was in jou lewe, wat vir jou gesê dat Jesus jou probleme kom wegvat, wil ek vir jou sê, hulle jok vir jou. Want Jesus het gekom om ons te red. En ek wil vanmôre vir jou sê, as jou kerk enigiets anders preek, hardloop, kry vir jou ander gemeente, kry vir jou ander tribe, soos hulle sê. Want ek sê vir jou vanmôre, die duiwel is nie gelukkig met jou as jy Jesus kies nie. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, as jy Jesus kies, dan gee hy jou wat God hom gegee het, God die Vader. En dit is 'n vrede, ek sê weer, 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. Maak 'n keuse, my boetie en my sussie. Ek het vir iemand eendag gesê, niemand gaan kom om jou te red nie. Want daardie persoon het jou al reeds gered, en sy naam is Jesus Christus. Hou op wag vir mense om jou te red. Hou op wag vir die pastoor om jou te red. Hou op wag vir jou situasies om te verander, en verander jou gedagtes. Dis my so voorreg om iemand te bemoedig met die woord van die Here. Jy weet, die duiwel is nie gelukkig dat ek hierdie boodskap wil uitstuur nie. Hy is nie gelukkig dat ek iemand moet bemoedig daar buite nie. Weet net een ding, dat God die Vader stel belang in verhouding. En ek dink dit, ons mis dit baie keer mis ons dit. En ek wil net vanmôre vir julle sê, dat die Here is op soek na verhouding, en hy's agter jou hart aan. Ons wil baie keer wil ons in vasting en gebed gaan, en ons wil baie keer wil ons slim en smart goed doen, maar eintlik soek God net jou hart. Ek wil jou bemoedig vanmôre, mag hierdie video geseën wees in iemand se lewe. Jy weet, want hierdie lewe is baie kort.
Ek dank en ek loof die Here, dat ek regtig net 'n boodskap met jou kon deel, om vir jou te sê, ek weet hoe voel dit, wanneer alles donker raak, maar daar is 'n antwoord en sy naam is Jesus Christus. Ek wil vanmôre vir jou sê, ek bid vir jou, stuur WhatsApp asseblief, gaan like ons Facebook page, jy weet ETC Ministries, ons is ook op Instagram, ons is ook op TikTok, en ek wil vanmôre vir jou sê, dat Jesus Christus nog steeds red. Ek loof en ek prys die Here dat hy groot is, ek eer sy wonderlike naam, in Jesus naam bid ek dit, amen.